Hallo, ek is Ronel Besaidnout. Welkom by vandag se dieper duik. As jy reeds die pad langs dagstuk gelees het, weet jy ons gesels op dag 4 oor een van die moeilikste paradokse van die Christelike lewe. Om werklik te groei, moet jy kleiner word. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, welkom by ons reis oor 12 dae oor wat dit prakties beteken om Jesus te volg. In Johannes 3 vers 30 vind ons Johannes die Doper in 'n krisisoomblik. Sy disippels is bekommerd, hulle sien hoe Jesus se gewildheid groei terwyl Johannes in afneem. Hulle wil hê hy moet veg vir sy markandeel, maar Jesus se antwoord is een van die mees bevrydende stellings in die Bybel. Hy moet toeneem, maar ek moet afneem. Dis nie net berusting nie, dit is die kern van disippelskap. Jesus het verstaan dat sy identiteit nie lê in die grootte van sy gevolg nie, maar in die getrouheid van sy roeping. Paulus neem hierdie gedagte verder in 'n bekende Griekse himne, 'n gesang, in Filippense 2 vers 3 tot 8. Hy beskryf hoe Jesus homself ontledig. Die Griekse woord beteken dat hy homself doelbewus leeg gemaak het. Hy het afstand gedoen van al sy regte en sy status om 'n diensknegt te word. Dan kom die uitdaging in vers 5, laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Die pad agter Jesus aan is altyd 'n pad van minder status, minder selfverdediging, minder ek. Dit ego Jesus se eie woorde in Lukas, elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Dit staan in hoofstuk 14 vers 11. Ons leef in 'n kultuur, dikwels selfs 'n kerkkultuur, wat groei meet deur ophoping, meer kennis, meer titels, meer sigbaarheid. Maar Jesus vra, hoeveel van jou eie ego het jy prysgegee? Hier is die moeilike onderskeiding vir ons vandag. Wat in jou geloofslewe is eintlik net jou ego? Is dit die manier waarop jy in die openbaar bid om gesien te word? Is dit diens wat jy doen, maar slegs aan mense wat jou prys en bevestiging gee? Selfs ons teologiese kennis kan 'n bron van trots word wat ons van ander onderskei. Johannes die Doper was volgens Jesus die grootste mens wat ooit gebore is. Gaan lees maar Matteus 11 vers 11. Juis omdat hy geweet het hoe om uit die pad te staan, sodat die bruidegom die aandag kan kry. Disippelskap is nie 'n pad van selfverbetering nie, dis 'n pad van selfverlies. Maar hier is die geheim. Wanneer jy ophou om die projek van jouself te probeer bestuur, vind jy 'n vryheid wat geen prestasie jou kan gee nie. Jy verloor jouself om jou ware waarde in hom te vind. Ek hoop dit is vir jou waar. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die pad van ontlediging geloop het, sodat ek die lewe kan hê. Vergewe my waar my eie ambisie en minderwaardigheid nog soveel spasie in my hart beslaan. Leer my die kuns van minder word. Help my om vandag iets van my eie beeldprys te gee, sodat U teenwoordigheid my hele wese kan vul. Amen. Sien jou môre op die pad.